Daar is 'n park in 'n klein dorpie in Suid-Afrika waar 'n ou man elke dag op dieselfde bankie sit. Hy is nie ryk nie, hy het nie belangrike werk nie. Hy is net daar en elke dag, sonder om gevra te word, voer hy die duwe. As jy daar verbyloop om iets te gaan koop of 'n oomblik waar jy stilte nodig het, hy is net daar, hy is altyd daar. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week in Johannes 13 vers 1 tot 5. Vir jare het mense gewonder, hoekom doen hy dit? Waarom sit hy elke dag hier, gee, sonder om iets terug te kry, vir duwe? Dit is nie 'n groot daad nie, dit is nie heroïes nie, dit is nie iets wat die nuus gaan haal nie, en tog, dit is juis hierdie soort eenvoudige, onsigbare dade wat 'n dieper waarheid onthul. Want die wêreld sê, as jy wil tel, moet jy groot wees. Jesus sê, nee, as jy wil tel, dien. En dit bring ons by 'n vraag, hoe behoort ons te leef? Wat jy sien in Johannes 13, net voor sy kruisiging, doen Jesus iets verstommend. Sy disippels is besig om te stry oor wie die belangrikste is. Hulle wonder oor mag, oor status en Jesus, die enigste in die vertrek wat regtig belangrik is, trek sy boekleed uit, kniel en begin hulle voete was. Hy sê vir hulle, soos ek julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Dit is 'n oomblik van totale ommekeer. Want dink hieraan, as Jesus regtig is wie hy sê hy is, die seun van God, die een deur wie alles geskape is, dan is dit die mees onverwagse aksie ooit. Die wêreld sê, soek mag. Jesus sê, soek diensbaarheid. Die wêreld sê, maak seker jy kry wat jy verdien. Jesus sê, gee sonder om iets terug te verwag. Die wêreld sê, verdedig jou status. Jesus sê, gee dit weg. Dit is nie net 'n ander manier van leef nie. Dit is 'n ander realiteit. Dit is 'n radikale verskywing in hoe ons dink oor sukses, oor belangrikheid, oor wat dit beteken om werklik te leef. Hier is die ding. Ons leef in 'n wêreld van verdienste. Alles in ons lewens is gestruktureer rondom die idee dat jy net kry wat jy verdien. As jy hard werk, kry jy promosie. As jy goed is vir mense, is hulle goed vir jou terug. As jy reg optree, kry jy respek, maar Jesus se manier? Dit werk nie volgens verdienste nie, dit werk volgens genade. Dink aan sy woorde, as iemand van jou vra om 'n myl saam te stap, stap 2. As iemand jou klere vat, gee vir hom jou jas ook. Het julle gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat? Maar ek sê vir julle, lief julle vyande en bid vir die wat julle vervolg. Matteus 5 vers 38 tot 44 kan jy nou gaan kyk. Dit is die kranksinnigste idees wat jy kan jouself voorstel. Wie leef so? Wie gee sonder om iets terug te kry? Wie vergewe mense wat dit nie verdien nie? Wie dien, al is hulle eintlik die belangrikste persoon in die vertrek? Jesus. En hy sê vir ons, doen dieselfde. Maar kom ons maak dit prakties. Wat beteken dit om Jesus se woorde regtig te leef? Jy gee jou tyd, jou aandag, jou hulp, sonder om te wonder of jy ooit iets terug gaan kry. Jy vergewe mense, nie omdat hulle 'n verskoning verdien nie, maar omdat jy vergewe is. Jy kies om nie jou mag, jou invloed of jou status te gebruik om jouself te bevorder nie, maar om ander te dien. Dink aan hoe dit jou lewe sou verander, jou huwelik. Dit gaan nie oor, ek gee net as my maat ook gee nie. Dit gaan oor diens. Jou werk, dit gaan nie oor, ek werk net hard as ek erkenning kry nie. Dit gaan oor getrouheid. Jou vyande. Dit gaan nie oor, ek vergewe net as hulle jammer sê nie. Dit gaan oor onvoorwaardelike liefde. Dit is hoe Jesus leef, dit is hoe ons geroep is om te leef. Kom ons wees eerlik. Hierdie manier van leef is onmoontlik, tensy jy verstaan wat Jesus vir jou gedoen het. Want hier is die geheim. Jesus vra jou nie om iets te doen wat hy nie al reeds vir jou gedoen het nie. Hy het jou voete gewas, hy het jou vergewe toe jy dit nie verdien het nie, hy het jou lief sonder voorwaardes. Wanneer jy dit verstaan, wanneer jy besef hoe diep en radikaal jy liefgehê word, dan begin jou lewe verander. Dan begin jy gee soos Jesus, vergewe soos Jesus, dien soos Jesus. Nie omdat jy moet nie, nie omdat jy bang is vir straf nie, maar omdat jy so oorweldig is deur sy liefde dat jy nie anders kan nie. Daar is 'n storie oor moeder Teresa. Iemand het vir haar gevra, hoe kan jy soveel tyd spandeer aan die siekes, die sterwendes, die armes? Haar antwoord, ek sien Jesus in elkeen van hulle.
Dink 'n bietjie daaroor. Wat as ons ook so geleef het? Wat as ons Jesus gesien het in die moeilike kollega, in die familielid wat ons frustreer, in die vreemdeling wat 'n helpende hand nodig het? Wat as ons opgehou het om onsself te beskerm en begin het om ons lewens weg te gee? Wat as ons regtig begin het om mekaar se voete te was? Nie net as 'n gebaar nie, nie net as 'n simboliese daad nie, maar as 'n manier van leef, want dit is hoe Jesus sê ons behoort te leef. Die enigste vraag wat oorbly is, gaan jy dit doen? Ons is gestuur in liefde. Tot môre, mooi loop.